Baie welkom. Vriende, ek het elke week hierdie op, om jou te herinner, hierdie is 'n geestelike groei reeks wat ons doen. Jou geestelike groei is vir my ongelooflik belangrik. As die predikant van hierdie gemeente, vir die leierskap van hierdie gemeente, is jou geestelike groei belangrik. En ek herhaal dit, dat die vuurwerke gebeur nie vanaand hier nie, hoor. Die vuurwerke gebeur nie in 'n klaskamer opset nie. Hier leer ons, maar wat jy in jou binnekamer en jou stilte tyd gaan doen, dit gaan bepaal of jy die vuurwerke gaan beleef. Maar eintlik, soveel meer vanaand se sessie en volgende week se sessie. As jy hierdie twee as 'n byvoeging kan doen tot jou stilte tyd en tot jou gebedstyd, gaan dit vir jou in jou stilte tyd nuwe deure oopmaak. Hierdie studie, vanaand se studie en volgende studie, is die verskil tussen 'n 5 minute gebed en ek moet seker ophou bid om te gaan werk. Kom ons vra vir die Here om vanaand se sessie ook te seën. Vader, dankie dat ons ook nou ons Bybels kan oopmaak en in die woord kan grawe, en vanaand spesifiek waar ons praat oor skrifgebede, wil ek vra dat u vir ons ietsie anders sal wys, wat ons kan gebruik, Here, in ons twee gesprek met u. Kom help vir ons hiermee. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die uur van gebed, my inleiding. Jesus het in sy donkerste uur, wat het hy gaan doen? Hy het gaan bid. Matteus 26 vers 40 tot 41, kan julle nie eers 1 uur saam met my waak nie. Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Wat was Jesus se verwagting, toe hy vir Johannes, Jakobus en vir Petrus saamgevat het, dat hulle saam met hom sou bid, nê? En wat was sy teleurstelling? Wat het hulle toe gemaak? Ja, hulle het geslaap. Dis hoekom dit nie 'n goeie idee is om in jou bed te lê en bid nie. Want jy gaan die hele aand deurnag bid en volgende oggend wakker word. Moet jy nie so doen nie. So waak en bid vir 1 uur. Hoe doen 'n mens dit? Hierdie reeks se idee is om vir jou baba treetjies te gee. Nou hoorie, as jy nou nie vir 1 uur bid nie, dit gaan nie daaroor dat ek nou wil hê jy moet weet, jy moet nou op jou stopwatch kyk en sê, ha, ek het 1 uur gebid. Ek is bly, dis oor, nou kan ek aangaan. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan nou oor om jou uit te daag om te sê, dalk is 'n 5 minute gebedstyd 'n dag. Dalk is dit nie genoeg vir 'n verhouding nie. Dalk kan jy beter doen as dit. Dalk kan jy 'n dieper verhouding hê met die Here. So, ek stel dit 1 uur. Vir party van julle is dit maklik wat afgetree is. Jy kan 1 uur elke oggend en aand bid. Waar is julle mense wat afgetree is en so baie tyd het? Maar ek weet dis nie heeltemal waar nie, want ek weet die ouer mense sê, hoorie, ek weet nie waar ek tyd gekry om te werk nie. As ek kyk van al die goed wat ek het. Maar okay, ek wil vir daai baba tree gee hoe om 'n gebedstyd te hê, en daarom is dit vir my belangrik dat jy die gebedsoefeninge moet huis toe vat en dit gaan probeer. En voorbereid kom na die studies toe. Kyk, in julle groepe, ek wil hê julle moet sommer so 'n nabetragting doen van alles wat ons tot dusver gedoen het. Bespreek sommer hierdie vrae, dis rondom die gebedsmomente. Ek gee julle so 3 of 4 minute, dan is ons terug. Ek wil gou 'n disclaimer maak. Ek het 2 kinders in my huis, waarvoor ek baie lief is. As jy my vrou vra, sal sy sê daar's 3 kinders in die huis, maar okay. Daar's 2 kinders in my huis, en my 2 kinders verskil van mekaar baie. En die manier hoe hulle interaksie met my verskil ook. So, ek het nie dieselfde verhouding met my seun as wat ek het met my dogter nie. Haar temperament en persoonlikheid bepaal hoe ek met haar my verhouding bou, en selfs ook. En ek weet, jou temperament gaan ook bepaal hoe jy jou verhouding bou met die Here. Ek is 'n baie gestruktureerde mens. En ek is 'n baie georganiseerde persoon, en ek hou van voorspelbaarheid, ek hou van ritme, ek hou van om goed in plek te hê. Met ander woorde, wanneer ek vir jou die struktuur gee, dan is dit die struktuur. Maar hier's 'n paar vrydenkers van julle. En julle hou nie van sulke strukture nie. Jy wil dit 'n bietjie op jazz. Hoor, hierdie is net die baba tree is. Hierdie is nie dit nie. Jesus gee vir ons 'n struktuur soos die Onse Vader. Maar as jy nou die goed wil skommel en dit werk vir jou, skommel dit. Okay? En doen wat vir jou werk. Ek sal liewer wil hê jy moet bid op 'n manier wat glad nie sal lyk soos my manier hoe ek sou bid nie. Maar jy bid. As wat jy nie bid nie. Volg julle wat ek probeer sê.
OK. So, kan ons aangaan? Goed, kom ons doen dit. Gebedsmomente. Ek gee vir jou die gebedsmomente tot dusver en jy kan dit opskommel as jy wil. OK. Natuurlik is dit altyd 'n goeie idee om te begin met stilte. En die rede hoekom ons stil word is sodat jy jou gedagtes en jou hart en alles kan stil maak. Want dit is baie moeilik om jou hart en jou kop vol te maak met die Here as dit klaar vol is met wat jy nou daar buite aangevang het. Stem jy saam? OK, so dis hoekom ons stilte en afsondering doen. Persoonlike lofprysing en aanbidding. Ek dink dit is 'n goeie opvolg op die stilte om jou te fokus op die Here en nie op al jou versoeke en probleme wat nou klaar op jou tafel is nie. Want daar is genoeg tyd en die Here weet van jou probleme. Ek bedoel, Jesus het gesê, die Here weet alles wat jy nodig het nog voordat jy dit vra. So jy kan 'n rustige lofprysing, maar hoor jy, as daar nou iets is wat jou nou regtig pla en dit pla jou soveel dat jy nie lofprysing en aanbidding dadelik kan doen nie, dan doen jy dit. OK, is julle happy? Ons gaan aan. Sondebelydenis. Sondebelydenis, nou OK, gelyk gegee. Onthou, hierdie is jou gereelde gebedssessie, waar jy met die Here praat en sê, Here, wys vir my, ondersoek my hart, wys vir my as daar sonde is, wat ek, maar as jy mos nou sonde gedoen het gister en jy het jou kat geskop, weet, ek aanvaar jy moet dit dadelik bely, die oomblik as die Heilige Gees jou oortuig. Jy gaan nou nie wag vir hierdie sessie om daai sonde te bely nie. Stem jy saam? Jy gaan dit dadelik bely as die Heilige Gees jou oortuig het daarvan. So nou, as jy lus voel om dit weer te bely die volgende oggend in jou gebedstyd, dan mag jy. Maar onthou die engel van laasweek? Jy gaan dalk 'n die mekaar engel hê by jou huis. Sommer net 'n grappie. Die van julle wat dit gemis het, kom vra my na die tyd. Maar OK, ons kom vanaand by skrifgebede en ons het klaar Sondag daarmee begin. En ek wil net vir jou klaarvat na volgende week, toe dat jy weet wat kom. Volgende week kyk ons na mediatiewe en introspektiewe gebede. Weet julle, lank het ek geoefen om dit reg te sê. OK, nou, ek gaan niks meer daaroor sê nie, want ek wil hê jy moet nuuskierig bly tot volgende week toe. Maar mediatiewe en introspektiewe gebede loop hand in hand met vanaand se sessie skrifgebede. So ons is op bladsy 61 en Psalm 119 vers 11 van die ou vertaling sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Miskien as ek een aanhaling kan hê, wat vanaand gaan opsom, dan is dit hierdie een van John Piper. En ek gaan dit vir jou lees, en ek wil jou mooi vra, gaan lees dit weer by die huis, en gaan dink diep hieroor, want hierdie is eintlik van toepassing op vanaand, en op volgende week se sessie. Praying the scriptures is so important in the Christian life. If we don't form the habit of praying the scriptures, our prayers will almost certainly degenerate into vain repetitions that eventually revolve entirely around our own immediate private concerns, rather than God's larger purposes. Die rede hoekom ons skrifgebede doen, en jy gaan sien, jy kan dit in groot porsies doen. En ek sou baie goed voorstel, jy gaan sien, volgende week gaan ons daarin gaan, as jy in jou stilte tyd is en jy doen jou Bybelstudie, om nie net 'n vers hier te vat en 'n vers daar te doen, soos wat ons vanaand gaan doen nie, maar dat soos jy deur Efesiërs werk, dat jy dit so sal doen. Soos jy deur Galasiërs werk, nou dit gaan bietjie moeiliker gaan met Levitikus en Deuteronomium, en Numeri, okay? Maar selfs daar kan jy, ek kan onthou, 'n vriend van my, Hansie, hy is predikant in Vryheid in Natal, en hy preek, maar hy het regtig nie goed voorberei vir sy preek nie, hy was sy kritpreek, en hy begin lees van die Amalekiete in die Ou Testament, van wat hulle alles verkeerd gedoen het, maar hy het nie die teks gelees, voordat hy opgegaan het nie. Hy was die eerste jaar, ek moet dit bysê, en hy begin lees van hierdie Amalekiete, en later aan stop hy, en hy sê, "Sjoe, dok, maar hierdie was slegte mense." En jy kan ook so 'n oomblik hê met die Here terwyl jy dit lees en sê, "Sjoe, Here, hierdie was slegte mense." Maar dis die ding wat ek wil hê jy moet doen. Jy moenie die woord apart lees van jou gebed nie. Jy moet verstaan, hierdie is geïnspireer deur die Heilige Gees. En wanneer ek met God praat oor sy woord, kan die Heilige Gees dit net lewendiger maak in my lewe. Jy al ooit gevoel die skrif is dood? Dalk is dit omdat jy die skrif apart doen van jou gebedstyd. Wanneer ek die skrif bid, en ek praat van aktief deur dit bid soos ek dit lees, gaan ek korter porsies lees, maar ek gaan diepte hê.
Maar dan is dit belangrik om nie 'n versie hier te doen en 'n versie. En ons doen versies soos dit, ook soos vanaand se versie wat ons gelees het. En ons gaan vanaand ook 'n paar verse. Dis nie verkeerd om dit so te doen nie, maar jou volle waarde kry wanneer jy deur Romeine werk bidend. Jy werk deur Galasiërs bidend en toelaat dat die Heilige Gees die woord lewendig maak. Okay, so skrifgebede. Wat is dit? Skrifgebede is wanneer ek skrif in my gebed aanhaal. Nou ons doen dit gereeld, ons het Sondag gekyk na Handelinge 4, ons gaan nie weer vanaand Handelinge 4 lees nie. Ek daarop stil staan en daarop konsentreer, so daar's 'n stilword komponent, dit gaan ons volgende week hanteer, en dan verder daaroor bid. Here, hierdie is u woord. Verstaan ek dit reg? Is dit wat dit sê? Is dit wat dit vir my sê? Here, hoe moet ek hierdie ding toepas? Vader, dis moeilike goed hierdie, verstaan jy? 'n Eerlike kind na pa gesprek wat ek het. Nou sê vir my, hoe lank kan jy so bid? Tot ek deur die Bybel is. Okay, dit was nou eintlik tong in die kies bedoel, maar jy kan dit gaan probeer. So okay, verder leeswerk is in jou boekie. Hierdie studie is net 'n inleiding. Ek dink as jy verder wil lees hieroor, kan jy na desiringgod.com toe gaan. Dis John Piperson, moodycenter.org, wycliffe.org en crossway.org. As jy na daai webtuistes toe gaan, hulle het studies daaroor. Want ons eintlik baie navorsing gedoen daaroor en baie geskryf daaroor, maar ons gaan vanaand net 'n inleiding doen. So, Psalm 119, jy kan jou Bybel daar oopmaak. Het jy geweet as jy teen 'n konstante spoed hardop Psalm 119 lees, gaan dit jou omtrent 20 minute vat om te lees. So vir die van julle wat nie weet nie, Psalm 119 is die gewaagde en bekende langste Psalm in die Bybel. Die een wat almal vrees die dominee oor gaan preek. En hier is ons nou. Okay, nog iets interessant oor Psalm 119. Vir elke 3 verse verwys 2 na die woord op een of ander manier. So Psalm 119 is 'n kunswerk, wat ek julle nou gaan wys. Dis 'n kunswerk oor God se woord. Nou, die van julle wat die 53 vertaling het, sal sien daar's 'n alef, en dan's daar 'n byt, en dan's daar 'n gimmel, en dan's daar 'n dalet, en dan's daar, het julle dit al gesien. En dis nie toevallig so nie, want die rede daarvoor is, ek gaan julle gou die kunswerk wys. Sien julle, hier is Psalm 119 in die Hebreëse Bybel, sien jy hierdie lettertjie? Al die letters is in die begin dieselfde. Alef, 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 alef. Dis ons A. So verbeel jouself, jy gaan 'n gedig skryf met die hele alfabet, wat jy elke sin se woord gaan begin met die letter, nê? En jy gaan die hele Psalm fokus op die woord. Kan jy dink hoe moeilik moet dit wees? Ek wil julle uitdaag om dit te gaan probeer. So, vers 1 tot 8 is alef, 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 alef. Dan is dit bet. Dan is dit gimmel. Sien julle hoe gaan hy? En dan is dit dalet. En dan is dit he. Dan gaan dit nie aanhou gaan tot aan die einde van die alfabet nie. Maar julle kry die idee, né? Sien julle hoe dit So ek wil hê wanneer ons nou 'n paar verse lees, gaan ek vir julle wys, maar miskien ek weet nie hoe gaan ons maak nie. Ek gaan dit lees en julle moet julle hande opsteek elke keer as daar iets verwys na die woord. So dit mag tussen die lyne wees, dit mag direk wees, dit mag indirek wees. Maar ek wil hê julle moet nou terwyl ek lees, moet julle julle hande opsteek as daar gepraat word van die woord. As julle reg, gaan ons dit probeer. Right, Psalm 119. Dit gaan goed met die wat onberisplik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Okay. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam. Okay, het julle om verordeninge. Die wat met hulle hele hart sy wil doen. Geen onreg pleeg nie en sy volgens sy weë wandel. U het die bevele, ek probeer dit vir julle uitwys daar, gegee dat dit in volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte hou, het julle hom. As ek al die gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig en ek sal hulle ter harte neem. Ek sal u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Okay, julle het dit. Ek hoef nie nog te lees nie. Okay, so sien julle wat hier gebeur. Kan jy nou dink as jy hierdie begin bid? Miskien is dit 'n goeie plek om te begin bid. Is saam met die psalmis deur Psalm. Nou okay, Handelinge 4 vers 24 tot 30, ek gaan dit nie nou weer doen nie. Ons het dit gedoen Sondag. Daar kan jy kyk hoe die apostels en die gelowiges die skrif in hulle gebed ingetrek het en jy kan sien hoe hulle dit gedoen het. Nou okay, wat ek vanaand vir jou wil gee is, ek wil net vir jou 'n voet in die deur gee.
Ek kan nie vanaand en volgende week alles rondom skrifgebeure vir jou gee nie. Jy gaan moet in dit inkom, jy gaan dit moet begin gebruik en jy gaan daarmee eksperimenteer en jy gaan in agterkom. Ek wil jou dit nou sê. Ek weet dit jou nou, ek waarborg dit jou. As jy hierdie ding gaan ernstig opneem, gaan dit jou hele gebedslewe verander. Jou gebedslewe sal nooit weer dieselfde wees as jy so begin bid nie. So kyk, die waarom en die hoe, ons kyk vanaand daarna. Ons is by nommer 1. Herinner my aan God se beloftes. Hoekom doen ons skrifgebeure? Wel, nommer 1, het herinner my aan God se beloftes. Jesaja 62 vers 6 sê, ek het wagte, ons het Sondag hierna gekyk, ek het wagte op jou mure uitgesit Jerusalem, hulle sal dag en nag roep, julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stil bly nie. Nou oké, ons het vir mekaar gesê, ek herinner die Here nie aan sy woord asof hy vergeet het nie. Ek herinner die Here aan sy woord om myself te herinner, nommer 1, en om dit vas te lê. Soos verbeel jy leer vir eksamen, maar ook toe te laat dat die Heilige Gees die werk in jou doen. So God sal dit nie vergeet nie. Hoor wat sê Jesaja 45 vers 15. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Kan al die ma's, al die vrouens wat 'n baba in die wêreld gebring het, net gou hulle hande opsteek? Kan hulle dit opsteek? Is dit moontlik om jou kind te vergeet? Dis nie moontlik nie, né? En dis wat Jesaja sê, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie. Selfs al sou so iets gebeur, sê die Here, ek sal nie van jou vergeet nie. Ek sal nie, jy hoef nie daar bekommerd te wees nie. Jesaja 45 vers 16 sê, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Ek sien jou mure altyd voor my. Nou die Here praat hier met Jerusalem om te sê, ek het nie vergeet van julle. En julle dink ek het vergeet van julle. Maar hoeveel te meer, weet ons in die Nuwe Testament, dat selfs die hare op ons kop is getel. Die Here weet van ons en hy is lief vir ons. So besef net hoe kosbaar jy is vir die Here. Besef net hoe diep behoefte en belang het die Here daarbey, dat jy 'n persoonlike verhouding met hom moet hê. Nou oké, so dit gaan oor die tyd wat ek en jy saam spandeer. Nou ons ken Johannes 3 vers 16, die Here het die wêreld so lief gehad. So lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Hebreërs 11 vers 6, en miskien is hierdie die ding wat ek en jy moet vasmaak. Wie tot hom nader, moet glo dat hy is, en dat hy die wat na hom soek, beloon. En dis wat ons wil doen. So, alhoewel hier dalk 'n nuwe idee is, wil ek hê jy moet die oefening doen. Jy sit nou om 'n tafel, ek wil gou hê jy moet net gou hierdie ding inneem, want ons gaan nou 'n oefening doen, en ek wil gou hê jy moet hierdie inneem. Want vir baie van ons is gebed 'n baie privaat ding, en ons praat van privaat gebed. Maar dis nie net 'n privaat ding nie, dis 'n gemeenskap ding. Wat het ons gelees in Handelinge 4 Sondag? Het hulle almal in hulle hoekies gaan bid? Nee, hulle het saam gebid. Hulle was saam en hulle het saam gebid. Ons lees, die 150 het in die begin in Handelinge 1 en 2, het hulle saam gebid. So daar's 'n saamkomponent ook, want ons is 'n gesin. So jy sit nou om 'n tafel, en daar's 'n spesiale gas om jou tafel. En dit is jou Vader. En ek wil hê, wanneer ons nou hierdie oefeninge gaan doen, dan wil ek hê, jy moet dit net in gedagte hou, dat wanneer jy met God praat, is hy nie daar ver nie, hy's by jou, hy's daar aan tafel. So, Jesaja 45 vers 15, ons gaan 'n voorbeeld maak hiervan. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Ons het gesê sy kan nie. Selfs as sou so iets gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Hier sou ek baie maklik Jesaja 45 vers 15 sou bid. En julle gaan dit nou aan julle tafel oefen. Vader, soms voel ek oorweldig deur die lewe. Wie voel partykeer so? Weet julle, net voordat ek hier ingestap het ek slegte nuus gekry. En dis 'n stupid probleem wat nie moet gebeur nie, en dit het gebeur. En dit gebeur voordat ek in daai gebedssessie nou instap daar, kry ek die boodskap. En nou weeg hierdie dinge, nou bid hulle almal, dit gaan nou my beurt wees om te bid, maar raai wat's my gedagtes. Ek is nou jammer Tani, maar ek het nie 'n woord gehoor wat jy gebid het nie. Maar toe besef ek, dis hoe die vyand jou wil beroof van jou vreugde. En ek bid toe, ek sê Here, ek hoef nie nou hieroor bekommerd te wees nie. Jy het my, ek weet dit. Vader, soms voel ek oorweldig in hierdie lewe. Maar u woord sê in Jesaja 45:15, as sou dit gebeur, dat 'n ma eie kind vergeet, u sou nie van my vergeet nie. U weet van my. Dankie daarvoor. Eenvoudig. OK, nou wil ek hê, daar het ek nog aangegaan. Julle moet hierdie oefening doen, saam met die gespreksvraag. Julle het ons 'n gespreksvraag daar, sien julle daar. Ek wil hê julle moet hierdie vers vat, ek het jou naam in my handpalms gegraveer, en julle moet doen wat ek nou gedoen het met die vorige vers, julle moet dit nou doen met daai vers, en dan moet julle daai gespreksvraag doen. Ek gee julle so 3 of 4 minute. OK, nommer 2, skrifgebede
En hier is dalk 'n belangrike ding, leer my om God se wil te vra. Dit leer my om nie primêr te fokus op my behoeftes en belange en begeertes nie. Ek weet nie hoekom is 1 Johannes. Is 1 Johannes 1 vers 9 in julle Bybels? Ag, in julle boeke. Dit voel vir my daai vers is nie reg nie. Sorry julle. Hy is beslis. Nee, is dit hy? Nee, dis die verkeerde vers daar. Hou maar by jou. Die vers is in die Bybel, maar ek het 'n ander vers in die Bybel. 1 Johannes 5 vers 14. Lees saam in jou boek. Ai, jene. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy. Okay, so sien julle was die klem hier. En dit moet altyd die ding wees. Dit moet altyd die belangrike ding hier sou wees. Matteus 6 vers 10 sê, laat die koninkryk kom, laat u op aarde, net soos in die hemel. So hier's 2 sleutelwoorde daar. Wanneer ek 'n kind van God is daar 5 basiese waarhede wat ek en jy moet weet. En ek wil jy moet mooi oplet, en miskien moet jy 'n plekkie kry om hierdie te skryf, want hier is belangrik. So, as kind van God is daar 5 waarhede wat ek moet weet. Jesus Christus gee my toegang tot die Vader. Dis wat dit beteken dat die voorhangsel geskeur is. Dis wat dit beteken dat Jesus Christus my hoëpriester is. Nee, hy gee my, ek het nie meer nodig om na 'n priester. Hoorie, ek bid graag vir jou. Maar my gebed is nie meer werd as jou gebed nie. Jy kan presies die gebed bid wat ek bid. Okay? Ek bid graag saam met jou. So, nou okay, het ons daai. So, ek mag enige iets vra. Stem julle saam? Ek mag enige iets vra. Ek mag enige iets vra. Al is dit nie as hy wil nie. Ek mag dit vra. Ek mag dit vra. Het julle geweet, ek mag enige iets vra. Okay? Ek mag werklik enige iets vra. Is julle reg vir die volgende waarheid? Ek mag regtig enige iets vra. Dawie, jy wonder nou oor die laaste ene, nee. Maar dit beteken nie, ek gaan alles kry nie. Okay? En, ek het al partykeer goed gebid, en dan het mense vir my gesê, maar jy kan nie dit vra nie. So wel, tegnies kan ek, want ek het. Mag is 'n ander vraag, maar of die Here verplig is om iets te doen, net omdat ek het gevra het, dis 'n ander vraag. Nou, soos ek ouer word, nee, verstaan ek dat die Vader se plan die beste is. Toe ek jonger in geloof was, het ek nie daai ding gesnap nie. Ek het die Here regtig gevra vir snaakse goed. Wie van julle het al die Here gevra vir snaakse goed? Nee? En ek het dit nie gekry nie. Okay? Wat ek moet verstaan is, dat in my lewe moet ek meer en meer word soos Jesus. Dis God se plan met my. Nie om vir my alles te gee wat ek vra nie. En as ek daai ding verstaan, dan kan ek begin vra, Here, u wil is beter. En ek wil my hart en my lewe instel om u koninkryk uit te dra. Dis wat skrifgebede, wanneer ek, soos byvoorbeeld in my stilte tyd, deur 'n hele Efesiërs werk, in my stilte tyd, in gebed. Wanneer ek deur 'n hele Galasiërs werk, wanneer ek deur 'n hele Filippense werk, en dit word my gewoonte, wat dink julle gebeur oor maande, oor jare? Dink julle dit het 'n invloed op my volwassenheid? Wat ek optel, daar's 'n diskonneksie tussen mense se Bybelstudie en hulle gebed. En skrifgebede wil dit verander. Dat wanneer ek die skrif lees, dat ek weet, hierdie is God se woord. En ek moet met God se woord interaksie hê. Gebed is nie net ek wat praat, bla 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 bla, amen, daar gaan ek weer nie. Gebed moet 'n twee-rigting gesprek wees met die Vader. En dit is hoekom ek die woord in gebed intrek. Dit leer my om onderskeid te tref tussen my wil en God se wil. En dit verander die inhoud van my gebed. Nou, 'n jong gelowige gaan nog steeds al sy persoonlike goeders bring, en dit beteken nie, as jy 'n moeilike projek het, jy mag nie oor bid nie. Ek bid oor alles. Maar ek verstaan dat die Here se wil is die beste. Dit krank nie my, omdat die Here nie vir my gee wat ek vra nie.
Stem julle saam? So, dit verander die gesindheid van my gebed. So, baie belangrike vers. Hier's 'n baie belangrike vers. Jeremia 29 vers 13. Almal is mal oor Jeremia 29 vers 11. En ek moet sê, ek glo Jeremia 29 vers 11, absoluut. Ek het net 'n Nuwe Testamentiese, ek kyk deur die bloed van Jesus na Jeremia 29 vers 11. Wie van julle kan hom aanhaal? Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir jou 'n toekoms gee, ek wil vir jou 'n verwagting gee. Glo jy dis waar? Ek glo dis absoluut waar. Ek dink net, daai vers het vir my in Jesus 'n eskatologiese betekenis. Dit beteken, ek gaan hom nie hier uitleef nie. Alhoewel, ek is 'n beter weergawe van wat ook al ek kon wees, omdat ek in Jesus is. Maar môre kan alles van my weggeneem word, en dit maak nie daai vers onwaar nie, alhoewel daai vers se eerste betekenis is vir Israel. Maar in Christus weet ek, daai vers is waar vir my in Christus wanneer ek in die hemel is. Ek weet dit, want dis waar, ek weet dit, die skrif leer dit. Maar eintlik is daar 'n belangriker vers en dis vers 13, as jy reg vir hom. Julle sal my wil vra, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. En dis die sleutel hierso. Julle kan vir ons die tweede groepsbespreking doen. Lees Jeremia 29 vers 13 en Matteus 6 vers 9 tot 10 en antwoord die vrae in jou boekie. Wat doen die skrifgebeure nog? Dit verdiep my liefde vir die woord. Nou is nou gesê by die vorige punt, daar's baie keer 'n diskonneksie tussen my Bybelstudie en my gebedtyd, dat ek doen die een en dan doen ek die ander ene. Ek bedoel, dis reg so, maar wanneer dit al is, wanneer ek nie my Bybelstudie in my gebed intrek en dit deel van my gebed maak nie, dan mis ek 'n groot klomp waarde van dit wat die Here eintlik vir my wou sê. So Psalm 119 vers 114 sê, u woord is baie suiwer. Ek het dit lief. Ek het dit lief. Dit is vir my spesiaal, is my kosbaar. So skrifgebeure doen iets. Dit doen iets in my hart. Dit help my om geestelik te groei, maar dit doen nog iets. Dit betrek 'n deel van my brein. Kyk, wanneer ek dit lees en ek sluit my lees af en nou gaan ek bid. Wie van julle het al agtergekom? Dan bid jy oor ander goed. Maar dan word ek in die Bybelstudie gedoen, wonderlik. Verbeel jouself, wie van julle was al in 'n gesprek met iemand, wat jy met 'n persoon praat, en daar was 'n paar goed wat jy eintlik gevra het, en die persoon sê, okay, en hy praat oor heeltemal iets anders. En jy soos, waar kom dit vandaan? En toe hy klaar sê, okay, dis nou genoeg, dankie, ons praat môre weer. Net om môre presies dieselfde te doen. En dis wat ons doen met ons gebed en Bybelstudie. Ons lees ons Bybelstudie en nou praat ek met die Here oor ander goed. En so, wanneer ek my Bybelstudie in my gebed intrek, dan skielik gebeur daar iets anders in my brein om te besef, dis een lyn. Dis 'n twee gesprek. Hierdie is nie twee losstaande goed van mekaar nie. Maak dit sin vir julle? So, doen dit so. Jy lees die woord. Nou oké, vanaand het ek nou 'n paar keer gesê, weet, pas op vir versie, want dan kan jy goed, en dit het nou heeltyd, maar nou vanaand kan ek nou nie groot stukke teks met julle doen vanaand nie, en veral as jy nie is tot dit, begin in die Nuwe Testament, en vat 'n boek en werk hom deur, terwyl jy deur dit bid, sodat jy die konteks het. As jy dan 'n Ou Testament vers spesifiek vat, lees dan die 5 verse voor, 5 verse na, kyk weer na laasweek se studies, na daai 7 goedjies wat ons gesê het rondom skrifverklaring, en hou dit in gedagte, want ek wil asseblief nie hê, jy moet in Israel beland en gaan grond opeis wat nie in jou behoort nie. Okay, ek wil nie dit hê nie, omdat jy 'n vers gebid het wat jy verkeerd verstaan het nie. So ek wil nie hê dit, so doen dit, kyk weer na laasweek, so lees die woord, dink na oor die woord. Sien jou Bybelstudie en gebed as 'n twee gesprek. En dan bid jy die woord. Nou oké, jy gaan vanaand uitstap en jy gaan dink, maar dit was net die helfte van die storie. En dit is net die helfte van die storie, want volgende week doen ons die res van dit. En ek wil net hê jy moet in gedagte hou, daar kom nog. Maar hier's wat skrifgebeure doen. Wanneer ek skrifgebeure so doen, soos wat ons dit nou bespreek, dan begin jy 'n verwagting kry. Jy begin 'n opgewondenheid kry. Daai Hebreërs 11 vers 6, wat sê, ek glo,
En omdat ek glo, soek ek, en omdat ek soek, beloon die Here. Hy kom deur. Hy kom deur. En ek wil jou help om daai diskonneksie tussen jou Bybelstudie en jou gebed te oorbrug. Daar's nog 'n groepsbespreking. Kom ons doen die laaste ene. So, wanneer kom by skrifgebede, en julle sal agterkom, ek het vanaand so effe hakke ingekap, want ek is regtig opgewonde oor volgende week sin. Ek is regtig opgewonde oor volgende week sin, want dan rond ons dit mooi af. Maar ek wil effe vanaand, begin hierso. Efesiërs 6 vers 18, en ek haal die NIV aan wat sê, and pray in the Spirit. Nou hierdie praat nie oor om in tale te bid nie. Hierdie praat van om gelei te word deur die Gees. Nou oké, as ek hier kan sê, hoekom ek hier wil dit anker in die woord, is want ons leer die hele skrif is deur die Gees geïnspireer. Dis hoekom ek wil hê jy moet die woord in jou gebed intrek. Want is God se woord, dis geïnspireer deur die Gees. En dan sê, wat se tipe gebede moet ons bid? Hy sê, ons moet eerstens on all occasions, in elke geleentheid wat ons het, with all kinds of prayers, verskillende tipe gebede. Nou ons, in hierdie reeks doen ons al die verskillende gebede wat daar is. And requests, wat beteken ons mag vra, maar dis nie net vir onsself nie. As ons hierdie kan doen, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayer, and all requests. As ek weet wat die woord sê, dan is dit makliker om te bid. Ek dink een van die groot goed wat ons mee sukkel is, ons ken nie eintlik die woord nie. En dis hoekom dit die maklikste is om die skrif aan te bid, want dan leer jy dit ken terwyl jy bid. So, dalk het jy dit nog nooit probeer nie, dis nou die tyd. Begin met, ek het vir jou 2 verse gegee daar. Nou, ons het laasweek die skrifbeginsels gegee, lees 5 verse voor, 5 verse na, en ek het vir jou 2 voorbeelde gegee daar in die boek, gaan doen dit, gaan probeer dit, as jy dit nog nooit gedoen het, probeer dit. As jy dit probeer het, begin met 'n boek soos Filippense, of Efesiërs, of Galasiërs, of as jy braaf is, Romeine of Hebreërs. Ok, maar begin iewers, net nie met die Openbaring begin nie, dis 'n tawwer ene daai. Laat die woord toe in jou lewe. Laat die woord toe, dis hoe die woord toelaat. Breek die diskonneksie tussen jou Bybelstudietyd en jou gebed. Breek daai diskonneksie, want dis waar jy die Heilige Gees gaan toelaat. Dis waar jy 'n lewendige gebed gaan hê en die woord lewendig gaan raak vir jou. So jy doen dit so, vir vanaand. Kies die gedeelte wat jy gaan doen, lees dit, haal dit aan in gebed, bid oor die betekenis van daai vers. Dis al wat jy doen. Volgende week, mediatiewe gebede, sien uit om dit saam met julle te doen. Ek dink ons het nog 'n minuut oor op wat. Ok, ek wou nog altyd, ons moet dit nou oefen, maar ek dink dit gaan te lank vat. So, dis jou huiswerk. Sal julle hulle huiswerk doen? Sê asseblief, Ek sluit af, vanaand se sessie, skrifgebede, herinner ons aan God se beloftes, leer my om God se wil te vra, verdiep my liefde vir die woord, en ons gaan kyk om dit prakties te doen. Ek stuur jy huis toe met daai oefening. Jy het jou gebedsopdrag daar op die tafel, vat hom saam, gaan voer hom uit. Dankie julle, die Here seën.